Nou ja, mense, daar's 'n skrale kans dat as jy dit nou nog nie agtergekom het, dat ons is eintlik besig om hierdie gemeente deur 'n disippelskap reis te vat. In ons baie van ons klein groepe doen ons formele kursus, maar ook in ons preekdinge reeks is ons besig met elkeen van julle. So ons het in die eerste gewoonte of dissipline wat ons gaan dit die ding van ontdekking, discovery, dat om te ontdek die grootheid en wie God in Jesus is 'n lewenslange proses. En jy moet amper daai avonturier om te ontdek en Jesus te beleef, moet nooit verlore word nie. Toe het ons die tweede dissipline gewoonte was, hoe bly jy in Christus? En daar het ons gesien dat dit in 'n mate die kruks van die evangelie is, want as jy nie weet presies hoe om in Christus te bly nie, kan jy nie 'n volgeling raak nie. En nou elke keer dan voel dit vir my as ek vir julle sê die volgende dissipline, dan wil ek vir julle sê, hierdie is die een. Maar dan gaan daar weer 'n volgende een wees. Maar hierdie is die lewensaar van disippelskap en dis die derde gewoonte en dit gaan oor gebed. En is miskien 'n oorbekende tema. Maar ek wil vertrou dat deur die Gees ons miskien ander aksente lê vir oggend wat ons op 'n nuwe manier na gebed gaan laat kyk. En miskien as jy sukkel in jou gebedslewe, miskien die impetus gaan gee om regtig waar te vorder. Want as ons afskop, wil ek vir julle sê, daar's 'n groot verskil tussen bid en leef in gebed. Dis 'n groot verskil tussen iemand wat net 'n gebedjie opsê en iemand wat in gebed leef. En ek gaan dit regtig vir ons vandag probeer uitpak. 'n Rituele gebed sê, ek het my plig gedoen. 'n Verhoudingsgebed sê, ek kan nie sonder U nie. As ons van bekeerlinge na volgelinge en disippels wil groei, moet ons hierdie gewoonte leer om te skuif van 'n aktiwiteit wat ons doen tot 'n lewensverbintenis. Wanneer ons dit snap, julle, dink ek gaan ons gebedslewe 'n nuwe dimensie ingaan. Met ander woorde, gebed is nie net 'n geestelike taak nie. Dis nie 'n ding wat jy moet afhandel op jou geestelike kalender. Ek moet nog vanaand bid of ek het nog nie vandag gebid nie. Dit is toegang tot die Vader. Toegang tot die Vader. Dit, en dis hoekom ek sê, dis miskien die lewensaar. Dit is die asemhaling van disippelskap. Die eerste ding wat ek vir ons vanoggend op wil wys is, dat gebed begin by vaderskap. En dit begin nie by ons behoeftes nie. En die Here Jesus het in onse vaderskap, in die onse Vader gebed, dit so mooi kom uitlê. Want hy begin daar in Matteus 6 vers 5 en dan sê hy, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hierdie is baie belangrik en julle sal sien, ek het dit daar verder geskrywe. Want let op, wat is die woord wat eintlik alles voor die Onse Vader gebed begin, wat eintlik alles kom frame, kom raam. Daar staan, bid tot jou Vader. Daar staan nie, bid tot jou koning, bid tot jou regter, bid tot jou skepper nie. Wat daar staan is, bid tot jou Vader. Die Griekse woord wat gebruik word is die Griekse woordjie pater, en dit impliseer intimiteit, identiteit en afhanklikheid. So gebed begin dus net nooit by ons nood nie, by ons behoeftes nie. Dit begin by 'n verhouding. En jy bid nie om 'n Vader te kry nie, jy bid omdat jy al reeds 'n hemelse Vader het. En dis wat Romeine 8 vers 15 vir ons kom bevestig. Julle het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Abba is so 'n intieme aanspreekvorm, dis nie oppervlakkig nie, dis nie oneerbiedig nie, maar is naby. As jy nie vandag jou identiteit as kind van God besef nie, sal gebed altyd net 'n ritueel in jou lewe bly. En ek sou hier kon amen sê, want as ons dit snap, dan verstaan ons waaroor gebed gaan. Jy
as kind van God wat tot die Vader bid, jou Vader bid, soos Matteus 6 sê. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar oor wat is die gevaar van gebed as 'n ritueel. Want dis waarteen Jesus waarsku daar in Matteus 6 vers 7, as hy sê, en as julle bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur baie woorde verhoor sal word, Matteus 6 vers 7. Die woordjie ydelle herhaling kom van batalego af, wat beteken in Grieks dit is om te babbel, om formules te herhaal, sonder dat die hart daarin is. En dit is, ek wil amper sê die neukerheid. Rituele gebed gee ons soms 'n valse gevoel van geestelikheid. Want jy kan elke dag dieselfde woorde bid en jou hart kan kilometers ver wees. En daarom wil ek vandag kom sê, daai tweede sin is so waar. God soek nie indrukwekkende woorde nie. Hy soek net 'n opregte afhanklikheid. Hier is mense wat woordsmede is. Ek kan soms my verluister as die intercessors bid, want ek is nie so 'n kwaai intercessor nie. Maar ek kan luister hoe hulle woorde gebruik en ek kan saamstem sê, ja Here, amen, dis presies soos ek voel. Maar ek kan nie so bid nie. En dit maak ook nie saak, sê die gedeelte. Die Here soek net jou eerlike hart. Romeine 8 vers 26 sê in elk geval die Heilige Gees kom tree vir ons in. Die regte gebed, die bedoeling van jou hart sal by die Hemelse Vader uitkom. So gebed is nie retoriek nie. Dis absolute opregtheid en eerlikheid. Somtyds is 'n enkele gebed soos die as jy nowhere is, om net te sê, Here, hier is ek. Nie meer woorde nie, hier is ek. Help my. Wat so wonderlik is, en dis wat ons moet leer, en dis hoekom die tema is, dat gebed is nie ritueel nie, maar 'n verhouding. Want as ons kyk na die Onse Vader, dan sien ons dat dit gaan oor die struktuur van 'n verhouding. En dis waaroor die Here se gebed gaan. So Jesus gee nie 'n formule nie. En ek dink dis waar baie mense partykeer vasval. Hulle gebruik die Onse Vader as 'n formule in plaas daarvan dat hulle dit as 'n patroon gebruik. 'n Patroon. Want hoor hoe mooi staan daar. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons loop hierdie gebed stadig deur. En dan probeer ons die patroon raak sien, nie die formule nie, die patroon, maar daar is 'n eenvoudige patroon. In die gebed begin by God se heiligheid. Die woordjie agiozo beteken om af te sonder as heilig. En daarom begin verhoudingsgebed. Iemand wat in verhouding met die skepper van hemel en aarde, die Here van sy lewe, sy Vader staan, begin met aanbidding en nie met 'n inkopieslys van jou diepste behoeftes nie. Saam met aanbidding is die tweede patroontjie wat sigbaar raak, is oorgawe. Laat u koninkryk kom. Gebed is nie om God in my plan in te kry nie, maar is om my in God se plan in te kry. So skuif gebed van selfgerigtheid na koninkryksgerigtheid. Nie net wat ek wil hê nie, maar wat God wil hê. So gebed raak op die ouene dan 'n, ek wil amper sê, koninkryksherskikking in my hart, weg van myself na wat die Here wil. Die derde patroon wat ons raak sien is afhanklikheid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Die woordjie episos beteken genoeg vir vandag. Nie voorraad vir 10 jaar nie, genoeg vir vandag. Johannes 15 vers 15 wat ons onlangs oor gepraat het sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Let op, niks. Niks. In gebed erken dit dat ons is afhanklik van die grootte God wie ons dien. Die vierde patroontjie is herstel.
Here, vergewe ons. Ek dink ware gebed kom ontbloot die hart. In 1 Johannes 1 vers 9, ek onthou, dit was een van die eerste versies wat ons nog in die ou dae in die ACSV as kringleiers moes leer. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy kan nie in nabyheid of intimiteit met die Here leef en nog sonde koester in jou lewe nie. Dan staan daar, of kom ons sê die 5de patroon, is oor ons beskerming. Lei ons nie in versoeking nie. Gebed erken ook ons swakheid, dat ons gereeld onder versoeking staan. En dan het ons daai wonderlike beloftes in 1 Korintiërs 10 vers 13 wat sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Gebed raak dan ons afhanklikheid van God se bewarende genade, wat ons so in ons lewe liefhet. Wanneer ons kyk na Jesus se gebedslewe, dan leer ons die waarheid oor waaroor gebed gaan as 'n verhouding. Want as gebed net 'n ritueel was, as die Onse Vader maar net 'n rituele gebed was wat ons moet leer om te bid, sou Jesus dit nie nodig gehad het nie. Markus 1 vers 35 staan daar, en vroeg in die môre nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Lukas 5 vers 16, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Die Seun van God het tyd gemaak vir gebed. Nie omdat hy moes nie, maar omdat hy in 'n verhouding met die Vader gestaan het. En dis die kruks om in 'n verhouding met die Vader te staan. Wanneer julle kan dit gaan lees, Johannes 17 is eintlik 'n hele gebed van Jesus. Een van die mooiste gebede, dit dui sy oorgawe aan sy intimiteit. Gaan lees asseblief Johannes 17. Dit wys vir ons hoe belangrik gebed is as deel van 'n intieme verhouding met die Here Jesus. As ons stil staan en ons begin prakties gesels oor gebed, dan kan ons nie anderster as om ook te praat oor gebed en die rol van die Heilige Gees in gebed nie. En dis waar Romeine 8 vers 26 wat ek nou aangehaal het, so pragtig na vore kom. Want die een ding wat ons moet verstaan, gebed is nie 'n solo aktiwiteit nie. Gebed is nie net iets wat jy doen nie. God se Gees is aktief werksaam in gebed, en dis wat Romeine 8 vers 26 vir ons wil sê. En net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike versigtings. Verhoudingsgebed is altyd in samewerking met die Heilige Gees. Weet julle dit haal soveel druk van 'n mens af, dat gebed nooit 'n performance hoef te wees nie. Dit is iets wat jy net jou hart kan ontbloot en soms net te sê, Here help, of Here ek weet nie, of Here ek is desperaat, en dan kan jy verseker weet op grond van die belofte van hierdie versie, dat die Heilige Gees sal sorg dat die bedoeling van jou hart in volmaaktheid voor die Vader kom. God is soewerein, hy nooi ons in om deel te wees van hierdie verhouding. En hy weet, hy is alwetend, so hy weet reeds, maar hy wil die verhouding, hy wil ons met daai verhouding bly. En al ons dit kan doen, is omdat gebed die lewensaar is. Partykeer het ons 'n woord geskep, die woordjie gebed wat ons bang maak, dat mense wil nie hardop bid nie, maar dit geen probleem om met die ou langs hulle te gesels nie. En wat is gebed anderster as om met jou hemelse Vader in gesprek te tree? Wat gebeur? Wat dink julle gebeur wanneer gebed 'n verhouding raak? 2 Korintiërs 3 vers 18 kom antwoord ons. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, hier kom wat gebeur, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Wanneer jy leer om hom te aanskou, dan verander jy. So wat doen gebed? Gebed kom
herkalibreer jou begeertes. Kom versag jou hart. Kom verbreek trots. Versterk jou geloof en bring vrede. En dis alles goed en wel, maar kom ons sê, ek stap nou vandag hier uit en ek snap dat dit die lewensaard van disippelskap is, dat as ek nog op 'n ritualistiese manier bid, dan verstaan ek nog nie waaroor dit gaan nie, maar ek wil graag hê dat dit moet in 'n verhouding wees. Hoe gaan ek dit doen? So hier is 'n paar praktiese riglyne as jy by daardie deur uitstap vandag. 1. Kry vir jou 'n vaste tyd en 'n vaste plek. Want jy moet verstaan dat verhouding het tyd nodig. Alles wat belangrik is, dink mooi hieroor, alles wat belangrik is in jou dag kry tyd. Alles wat belangrik is in jou dag kry iewers 'n tydjie. Maak nie saak hoe besig jy is nie. So as ons sê ons het nie tyd om te bid nie, wat is die waarheid dan? Want die waarheid is eintlik, ons sal tyd maak om te bid, as dit belangrik is in ons plek. Jesus self het tyd gemaak, hy het 'n vaste plek gemaak, en ons lees, ek het nou Markus 1 vers 35 gelees, wat sê, waar hy vroeg in die nag opgestaan het, uitgegaan het, en alleen gaan bid het. Wat is die geestelike beginsel hier agter om 'n vaste tyd en 'n vaste plek te hê? Ek dink gewoonte of dissipline skep ruimte vir 'n verhouding. Gewoonte beskerm die prioriteit, die erns van dit, en herhaling kom vorm ons harte. Kry vir jou 'n plek waar jy alleen is en waar jy met die Here kan besig wees. Baie mense dink hulle sal begin bid as hulle lus voel om te bid. Ek wil amper vir jou sê, lus om te bid kom eers nadat jy getrou is. Dis soos in 'n huwelik. Jy sê nie net jy's lief vir die persoon wanneer jy so voel nie. Jy bou jou verhouding deur konsekwentheid. Kyk party Frans nou na hulle mans. Nou daai opmerking. Ek wil sê die tweede riglyn wat belangrik is gebruik Matteus 6, met ander woorde die Onse Vader, as 'n patroon, nie as 'n formule nie. Jesus het nie 'n magiese bed gehad, dat as jy dit bid, het jy nou ewe skielik die towerformule vir gebed gekry nie. Hy het 'n raamwerk kom gee. Hy het 'n patroon kom gee. Hy sê, so moet julle dan bid. Hy sê nie, sê hierdie woorde presies agter my aan nie. Ek dink die Here in daai 5 dinge wat ek genoem het, wys vir ons waaroor die verhouding gaan. Aanbidding, oorgawe, afhanklikheid, belydenis, beskerming. Wanneer mense net altyd vra in 'n gebed, raak gebed verskriklik oppervlakkig. Wanneer mense hierdie patroon begin volg in hulle gebedslewe, kom daar diepte en kom daar 'n verhouding. En die rede is, die patroon vorm jou hart, die patroon beskerm jou teen selfsug, daai eie behoeftelysie, en die patroon leer jou om God eerste te sit. Gebed met jou verander. Dit moenie net jou situasie verander nie. Gebed met jou verander. Die derde riglyn is, begin elke gebed met aanbidding. Waarom? Omdat die grootste probleem in ons gebedslewe is nie dat God te klein is om te werk nie, maar dat hy te klein in ons gedagtes is. Ek dink soms het God so klein in ons gedagtes geword, dat ons vertrou hom nie meer vir dinge wat net hy kan verander nie. Kom ons skuif ons gedagtes weg van die probleem wat ons soms mee stoei en fokus op die God wat in staat is om dit te verander. Want dit gaan angs verbreek, dit gaan nederigheid verbreek en dit gaan geloof begin bou. Baie mense se gebede begin so, Here, help my. Here, gee my. Here, maak reg. Maar Jesus se gebed begin so, laat u naam geheilig word. Die volgende 2 goed wat ek vir julle as praktiese riglyne wil gee, gaan miskien 'n bietjie moeiliker wees. En nou maak ek 'n verskriklike blanket statement, veral vir die manne. Want die 4de een is, skryf jou gebede neer. Joernaal dit. Want dit wat jy neerskryf raak dieper. Habakuk 2 vers 2 sê vir ons, skryf die gesig op en graveer dit op die tafels.
Want wat gebeur wanneer jy skryf? Jy dink stadiger, jy bid meer eerlik, jy sien patrone raak, jy onthou antwoorde. Baie mense voel dat God antwoord nie hulle gebede nie, maar hulle kan nie onthou wat hulle al van tevore gebid het nie, want hulle het geen rekord van wat hulle van God gevra het nie. So God het al honderde gebede beantwoord, maar jy dink God beantwoord nie gebede nie, want jy weet nie meer nie. As julle soos ek is, kan ek self amper, moet ek mooi dink, oor waaroor ek 2 weke gelede gepreek het. So, joernaal. Skryf jou gebede neer, veral, sodat wanneer God dit antwoord, jy selfs 'n datum al langs kan skryf en skryf. Hier het God my gebede verhoor. Dit gaan jou geloof so bou. Dit gaan jou ook help op jou disippelskapreis, wanneer jy kan terugkyk en sien hoe getrou God is. Hier het God my verander. Hier het hy voorsien. Hier het hy my gedra. Gebede wat neergeskryf word, kan sterk wees in jou arsenaal van geestelike groei. Dis die een moeilike ding. Die tweede moeilike ding is sluit stilte in. Ek sit nou hier so met 'n glimlag op my kop, want ek dink nou aan die ou wat gesê het, maar gaan nie vrouens in die hemel wees nie, want daar het gestaan in Openbaring, daar gaan 'n halfuur van stilte wees. Maar dis wat hy gesê het, nie ek nie. Sluit stilte in jou gebedslewe. Moet jy leer om stil te wees. En ek dink ons sukkel hiermee, want ons praat, selfs in gesprekke, praat ons maklik en ons luister moeilik. Selfs wanneer ons in konfliksituasies hanteer en jy beklei met iemand of jou wederhelft, dan terwyl hy of sy met jou praat en beklei, dan dink jy al aan die antwoord wat jy moet gee, sonder om te hoor wat die persoon vir jou sê. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Stilte is nodig, omdat gebed 2-rigting verkeer is. En as dit 2-rigting verkeer is, en net jy praat, is jy besig met 'n monoloog, dan is jy nie besig met 'n gesprek nie. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. Mense, dit gebeur nie in 'n jaag nie. Stilte is belangrik, want dit maak jou bewus van God se teenwoordigheid, dit kalmeer jou siel, dit maak jou ontvanklik vir die Heilige Gees, en dit leer afhanklikheid. As jy nie stilte kan inbou in jou gebedslewe nie, hoe gaan jy ooit daarby uitkom om God te hoor praat met jou? Ek dink dit is een van die grootste redes, want baie mense sê, ja, maar ek beleef nie God nie. Miskien is dit die grootste rede hoekom ons God nie beleef nie, want ons raak net nooit stil nie. Ons wil God hoor, maar ons wil hom nie laat praat nie. Die laaste praktiese riglyn waarmee ek julle wil uitstuur is, bid vir jou gebedslys. Ek dink hier kom disippelskap en hier kom die missionale karakter van laat die koninkryk kom in. Gebed is missioneel. 1 Timoteus 2 vers 1 skrywe Paulus aan Timoteus, ek vermaan dan vir alle dinge dat smekinge, gebede, voorbidding en danksegging gedoen moet word vir alle mense. Want wanneer jy bid, het ons gesê, word jou hart sag. Jou fokus skuif weg van jouself af. En dan word jy deel van God se werk. En jy begin mense sien, soos God hulle sien. As ons vanoggend na Jacques geluister het, en hoeveel biljoen mense daar is, kan julle dink, hoe is God se hart vir China? Vir die hele wêreld, maar vir daardie mense, wat hom so dringend nodig het. Gebed is ook die ding wat in jou lewe vrede kom gee. Wanneer jy in daai verhouding met God kan staan, dan gaan daai vrede wat alle verstand te bowe gaan oor jou hart die wag hou. Wat is al hierdie riglyne of die rede agter al hierdie riglyne? Ek het een doel wat ek graag wil regkry om ons gebedslewe te laat floreer of 'n inspuiting te gee. En dit is daardie 4. Ek wil jou help om weg te beweeg van 'n rituele gebed na 'n verhouding. Ek het julle onlangs vertel van daar's nou nog, as ek by 'n skool kom en kindertjies moet bid, dat hulle nou nog bid vir die manne op die grense. Want ons het lankal nie meer manne op die grense nie, maar hulle bid nog vir hulle. En wanneer dit 'n klein kindjie is, word hy geleer met gebed. Maar wanneer daai selfe ou 23 jaar oud is of 40 jaar oud is
en nog steeds bid vir die manne op die grense, moet jy weet, dis 'n rituele gebed. Dit kom nie vanuit 'n verhouding nie. Dit skuif jou van plig, van om 'n taak af te handel, na liefde, die liefde vir die Here. Dit skuif jou van 'n gewoonte, want gebed is die regte ding om te doen in die aand voor jy slaap, van die oggend voor jy opstaan, na intimiteit, na die werklikheid van 'n verhouding. En een van die belangrikste goed, want ons mense is ons maar almal op een of ander manier kontrolfreaks. Dit skuif ons van selfstandigheid na goddelike afhanklikheid. Gebed verander nie God nie. Gebed verander jou. En wanneer jy begin verander, begin jou hele lewe verander. So Faros, jy kan hier sit en jy kan briljante teologie hê en jy kan nog steeds biddeloos wees. Jy kan 'n bediening hê, maar jy kan nog steeds geestelik droog wees. Gebed is nie 'n geestelike opsionele ekstra nie. Gebed is die lewensaar. En as jy dit snap, sal jy nooit gebedslewe afskeep nie. So van bekeerling na volgeling, dis wat ons wil graag bereik met disippelskap. Ons wil van iemand wat die Here aangeneem het, skuif na iemand wat die Here volg. En daar's 'n groot verskil tussen die twee. Want dit skuif ons dan ook van oppervlakkige gebed na intieme gemeenskap met die Here Jesus. So op die ou einde wil ek vandag vir jou sê, die Vader wag nie vir indrukwekkende sinne van jou kant nie. Hy wag vir jou. Dis die eerste ding wat jy moet snap. Hy wag nie vir indrukwekkende sinne nie. Hy wag vir jou, want dit is 'n verhouding. So, kom nader. Sluit die deur. Praat. Luister. Bly. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag ons gebede nooit rympies of formules wees nie. Maar mag ons gebede wys dat ons met U in 'n verhouding staan. En Here, as ek vandag besef, maar my gebedslewe is maar vlak, want ek is nog nie daar nie, ek doen dit eintlik maar net as die regte ding om te doen. Nie omdat ek in 'n verhouding staan met U nie. Dan sê ons vir U dankie vir U Gees, wat die een is wat ons kan beweeg van 'n ritueel na 'n intieme verhouding. En Here, as dit die hinkering van ons harte is, as ons hier sit vandag, dan is die Gees al reeds aan die werk in elkeen van ons. En ek bid dat U dit 'n werklikheid sal maak. Dat ons sal besef, maar gebed, gesprek met U is die lewensaar van volgelingskap, van disippelskap. En dat dit iets is waarna ons moet uitsien. Nie iets is wat ons moet afhandel nie. En dat ons die tyd sal maak, nie net in praat nie, maar ook in stil wees, om tyd saam met U te spandeer. Here, my gebed is vandag, kom brand hierdie waarhede, geestelike waarhede, baie diep in ons harte vas, sodat ons daarop sal reageer, en sodat ons toelaat dat deur die Gees ons lewens verander, wanneer ons dit kom vra, in Jesus naam. Here, leer ons om nader te kom na U toe. Leer ons om daai deur toe te sluit en 'n stil plek te hê. Leer ons hoe om te praat en te luister, maar om ook soms net te bly sit, sodat ons U hart klop, nie net vir onsself nie, maar vir die wêreld kan beleef en daarmee gaan lewe. In Jesus naam. Amen. Oomenie, praat. My seun oorlede is hierdie jaar eintlik ondersoek. Ek het gekry vir die sê wat is dit nou? Staat so. Mense weet jy kyk dit net. Hoe nou wat is dit nou? Jy sê dit weet. Jy sê ja. Jy sê nee.
my baie. Dankie oom Henny. Ja, Romeine 8 vers 26, onthou dit. Nou maar goed, julle kom ons staan vir die seën van die Here. Daar's nog koffie, weet jy waar nog lekker broodjies is nie, maar kom ons kuier nog so lekker saam. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.